Ek wil vanmôre gesels oor Numeri 22, dis die gedeelte waar dit gaan oor Biliam en die donkie. Nou, as ek lees in die stuk, die donkie het ons al gepraat op 'n kol toe, ek het die stuk lees, toe kom ek agter, maar dit was 'n Mary gewees. En 'n vrou het ons maar 'n liefde om te gesels, verstaan nie. Ek sê nie so nie, maar ek verstaan as ek so luister tussen die mense, is die vrouelike geslag, hulle gesels graag so, nou verstaan ek hoekom hierdie donkie ook gepraat het, nie raar. As ons kyk, ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, ek wil graag net met jou soms so stap vir stap deurgaan deur hierdie gedeelte. As ons kyk, dan sien ons dat die kinders van Israel het getrek daarna van die Jordaan na Jerigo se kant toe, en hulle 'n land gesoek, hulle 'n plek gesoek, en hier was 'n koning gewees, Balak, wat baie bekommerd was. Hy het gekyk na hierdie klomp mense en hy het gesê, hierdie mense gaan alles verorben, hierdie mense gaan alles oorneem, hierdie mense gaan alles wegvat van ons af, en hy het baie bekommerd geraak. En toe stuur hy boodskappers na Biliam. Biliam was 'n profeet gewees, en hy sê toe boodskap, hy sê toe van, hoor, daar het mense uit Egipte getrek hier na ons kant. En ek voorsien probleme. En ek het nodig dat jy nou verskriklik vandag hier kom, sodat jy vir my hierdie mense kom vervloek. Dat hulle kan sterf, dat hulle nie my land en my koninkryk kan oorvat. Hy sê dan vers 6, kom dan nou toch gauw vervloek hierdie volk vir my, want hulle is machtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle in slag kan slaan en hulle uit die land verdrywe. Want ek weet die een wat jy seën is geseën en die een wat jy vervloek is vervloek. En ons het dieselfde gawe. Ons kan mense seën en vervloek. Hoeveel keer gebeur dit nie dat ons onnadenkend praat van of oor mense en dan spreek ons 'n vloek uit oor mense. Ek is dalk kwaad vir iemand. Ek is dalk nie gelukkig met omstandighede nie en ek voel bedreig deur persone en dan spreek ek inherent 'n vloek oor mense. Maar ons kan ook seën, maar soos ek in die Bybel lees, dat word gesê, daar kan nie bitter en soet water in dieselfde fontein kom. En daarom moet ons 'n keuse maak in die lewe, wat doen ek met dit wat ek praat? As ek versigtig oor wat ek sê, want ons sê baie keer dinge onnadenkend. Ons sê on the spur of the moment, we say things that hurt people, that cause a lot of damage. En toe kom die oudstes van Moab, hulle kom toe by Biliam aan, en hulle kom toe met 'n waarsêersroen by hulle. So hulle kom met 'n vergoeding by hom, en hulle sê vir hom, luister, koning Balak het ons nou gestuur, en hy het nog wil hê, jy moet kom en jy moet 'n vloek om uitspreek oor hierdie mense. Want hy is nie gelukkig met die klomp mense wat nou hier so in sy gebied kom bly nie. En toe sê hy vir hulle, maar okay, bly oor die nag, dan sal ek by die Here hoor wat hy te sê. En hulle toe nou oorgebly, en toe sê God vir Biliam, wat soek die mense daar? Toe sê hulle nie, hulle het gekom, want hulle wil hê, ek moet die koning Balak wil hê, ek moet die Israeliete vervloek. En toe sê God, nee, jy gaan dit nie doen nie. En hy sê toe vir Biliam, jy mag nie saam met hulle trek nie, jy mag nie die volk vloek nie, want hulle is geseën. Nou as God my seën, of vir jou seën, kan niemand niks doen teenoor ons, want dan staan ons onder God se beskerming. Dan staan ons onder God se beskerming. Daarom stuur Balak toe nog voorstel na hom toe. Hulle gaan toe terug, die mense sê toe, nee, sorry. Biliam sê, hy gaan dit nie doen nie, hy kan ons nie help. Hy stuur toe nou nog, en moet nog beloftes van blessings en geskenke en allerlei goeders, en hy maak dit baie moeilik vir Biliam om te hou by wat God vir hom beveel om te doen. Toe sê hy vir hom, okay, bly vandag oor, ek gaan by God weer hoor, wat sê hy van hierdie hele situasie. En toe hy dan in die nacht kom, het God met hom gepraat, en vir hom gesê, as die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan saam met hulle, maar net wat ek jou sê, dit moet jy doen. Maar ek glo Biliam het in sy hart, en nog gedink aan die geskenke en die beloning, wat hy sou ontvang. So hy was soms 'n bietjie in tweespalt gewees, ek sê, maar is dit dan nou verkeerd, maar ek is ons dan nou geregtig op, mense rationaliseer mos dinge, hulle kry mos dinge
op so 'n plek dat ons sê nie, maar dit klink reg, en dan gaan haal hulle versies uit die Bybel ook nog om dit te regverdig. En te sê, maar dit is eintlik hoe dit moet wees, dit is hoe dit is. En toe klim William die volgende oggend maak, hy klaar en hy klim op die eselin van hom. Die eselin die naam gehad. En hy het toe weggetrek en God het toe sy hart gesien. Jy sien, God ken ons hart sonder dat ons iets sê, sonder dat ons voorneme bekend maak, dan weet God wat in ons hart aangaan. Hy weet wat ons bedink. Hy weet dit absoluut. En toe trek hy weg en God stuur toe 'n engel om in sy weg te staan om hom te keer. En die eerste het die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard en hy toe uit die pad het gedraai. En toe raak Biliam nou kwaad vir hierdie donkie. En hy sê vir hom, luister nie, maar nou die slaat die donkie. Hy sê van, nee, wat is jou nonsens? Kom, ons is op pad, ons het 'n werk om te gaan doen. Toe gaan die donkie aan en die engel van die Here gaan staan toe op 'n plek waar die donkie toe nou weer vassteek. Ekskuus tog. En die donkie druk toe nou Biliam sy een voet teen die muur vas, want die donkie gaan staan toe teen die muur. En toe raak Biliam kwaad, want hy kry mos so seer ook nog, en die donkie is nog môre moeswillig. En hy slaat die donkie weer, hy sê van, nee man, hoe is jou storie? En so gaan die donkie toe nou maar weer en aan na die pad slaap, en toe die volgende staan die engel weer voor die donkie, en die donkie gaan lê onder Biliam. En toe sê God, toe vat hy sommer 'n stok, en hy slaat hierdie donkie. En hy sê vir haar, wat is jou storie? Jy kom nou so lank aan met hom, wat is jy vanoggend so nikkerig? Hoekom wil jy nie doen wat ek vir sê, of loop waar ek wil hê jy moet gaan nie? Maar die Here het toe die bek van die donkie opgemaak. Nou ek dink, as jou hond by die huis ewe skielik begin praat met jou, omdat jy ongehoorsaam is in die Here, ek wil graag by wees. Want dit gaan 'n vreeslike gesig wees. Imagine, jou hond begin met jou te praat en sê die Here sê. Dan kan jy vir 'n oomblik indink. Dit moet 'n massiewe skok gewees, want die Here maak toe die bek van die esel oop en hy sê vir Biliam, wat het ek jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Daarop sê Biliam vir die esel, omdat jy die spot met my drywe. Was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgeslaan. En die esel sê vir Biliam, is ek nie jou esel waar jy jou lewe lang opgery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? Hy antwoord nee. Toe open die Here die oë van Biliam en hy sien die engel. En hierdie engel sê vir hom, maar die esel het my gesien, sê vir Biliam, die esel het hom gesien en hom al 3 maal voor hom uitgedraai, gestop, gaan lê, sodat hy nie kan aangaan nie, want hy het gesien, die engel van die Here staan daar, wat Biliam te blind was om te sien. En dan sê die engel van, ek sê jou al te seker doodgeslaan het, en haar het lewe, as jy aangehou het, om te wil gaan doen, wat die Here nie wil gehad het jy moet doen. Toe antwoord Biliam die engel van die Here, ek het gesondig, want ek het nie geweet dat jy teenoor my in die pad gestaan het nie, maar nou, as dit verkeerd is in die oë, sal ek teruggaan. Ons lees in 1 Samuel 15 vers 22, en ek gaan dit nie op die bord sit nie, daar sê dit dat gehoorsaamheid is beter as offerande. Om gehoorsaam te wees in die woord van die Here, en ek wil hierdie stukkie vanoggend in kort terugbring na ons eie lewens toe. Daar ons en mense in die lewe, ek wil nie van mense praat nie, ek wil van ons praat. Daar's baie keer, of daar was daar baie keer dinge in ons lewe, of daar gaan dinge en tye in ons lewe kom, wanneer ons in 'n sekere rigting moet gaan. Maar ons gaan daar bid en vir die Here vra, Here, wat moet ek doen in die situasie? Maar dan gaan daar faktore wees wat my vlees en my gedagtes wat mislei word, wat bietjie die mekaar gekrap raak, wat gaan maak dat ek in 'n rigting gaan beweeg wat nie God se wil is. Ek gaan begeertes dalk in my hê, en ek gaan dalk dinge hê wat nie sigbaar is nie. En God gaan dit weet, en God gaan my probeer keer, en God gaan dinge en gebeurtenisse op my pad bring om my te vertraag, om my van koers af te kry, sodat ek nie gaan doen wat nie volgens God se wil is nie.
Baie mense leef, hulle sê, hulle is lief vir God, maar hulle leef in sonde. Hulle sê, ek weet van die Here en ek gaan kerk toe en ek lees die Bybel, maar as jy kyk na hulle lewe, dan sien jy dat hulle eintlik sonde uitleef. En dis nie hoe dit moet wees nie. En baie keer sit God 'n blokkasie op ons drome, op dit wat ons op pad is om aan te pak, want ons dink dis 'n goeie idee, en dis wat ek wil en moet doen, en dit is my volgende stap. Maar het ek werklik gaan vra vir die Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Het ek werklik gaan tyd spandeer, ken ek God se stem, staan ek in verhouding met die Here? Of is dit 'n geval van, ek neem 'n besluit, ek maak 'n keuse, en dan verwag ek, die Here moet dit seën? O Here, ek het miskien, kom ons vat van na die jonger mense toe wat op skool is. Jy moet eksamen gaan skryf, 'n toets aflê. Maar jy het nie behoorlik voorberei. En jy weet dit is 'n belangrike toets. En jy weet dit is belangrik dat jy goeie punte moet kry, want dit gaan jou jaarsyfer beïnvloed, of wat ook al mag wees. So jy het nie goed voorberei, maar jy het so deur die boek geblaai, en jy voel daarom, mag ek dan so die hoogtepunte, die hoofpunte het ek dan so 'n bietjie gelees, so ek het die idee waaroor dit gaan. Maar nou wil ek vanmôre, as ek in die eksamenlokaal gaan sit, dan wil ek gou 'n skietgebedjie opstudeer. Laat ek toch goed doen in hierdie toets. Is dit reg? Is dit reg? As ek kom en ek doen dit, maar ek het geen verhouding met Jesus nie. Gister toe ek ander dinge gedoen het, gekyk het, my vlees laat regeer het, toe het ek nie die Here geken nie. Maar wanneer die oomblik van benoudheid, dan wil ek opspring en sê, Lord, please, look out for me. I need you now, Lord. Jy sien, ons wil baie keer die Here behandel soos iets wat ontap is. Ons wil die kraan oopdraai, dan moet God se genade daar wees, dan moet God se voorsienigheid daar wees. En ons kan nie deur dade God beïndruk. Al ons kan beïndruk is deur gehoorsaamheid. En wat beteken gehoorsaamheid? Dat ek in sy woord sal leef. Dis wat hy vir my vra in Johannes, wat hy vir my sê in Johannes 14 sê, as jy volgens my woord leef, kan jy enigiets vir my vra, en ek sal dit vir jou doen. Dis wat Jesus self sê. Maar leef ek 'n verhouding met God? Of het ek 'n sondagverhouding met hom? Het ek 'n noodverhouding met hom? Is God maar net 'n spaarwiel in my lewe, wat ek wil uitpluk? En dan vind ek uit, die spaarwiel is pap. Hy is nie bruikbaar nie, want ek het nooit dit in stand gehou nie. Ek het nooit seker gemaak dat dit reg is nie, dat het opgepomp is nie. En dan is ek kwaad. Dan raak ek kwaad vir die Here, en dan sê ek, Here, waar is U? Dan raak ek soos Biliam, wat opstandig raak, wat kwaad raak, omdat dinge nie loop volgens my begeerte nie. Ek praat met die Here, maar ek doen soos ek wil. En God laat hom nie bespot nie. Daarom is dit so belangrik, en wat die kruks van die verhaal van my vanmôre is die feit dat die ongehoorsaamheid van Biliam, dat hy God se aangesig gesoek het, maar dat hy ongehoorsaam was. Dat hy sy eie vleeslike begeertes laat toegelaat het om oor te neem. Dat hy toegelaat het dat sy vlees om dikteer, om op te tree daarvolgens, en nie volgens God se bevel. En baie keer in die lewe, dan doen ons dieselfde, ten einde voordeel te bekom, ten einde die prys te kry, sal ons sekere dinge doen, sal ons Jesus verloon in die proses, sal ons 'n bietjie die dinge draai, kompromie aangaan, sal ons so 'n bietjie goed vergoeilik, en sê, maar dis nie so erg nie. Dis mos maar net 'n ou klein, wat is nou so erg daarin? Biliam het ons maar net gegaan, en die volk gaan vervloek, ag, dis ons nou nie veel nie, maar ek kry mos daarom vergoeding daarvoor, dit kom nie mos aan toe, ek is van geregtig op my loon. As baie predikers, en ek sê het met hartseer, as baie predikers wat die woord van God verdraai, wat het gebruik, wat het uitbuit, wat het so verdraai, wat daarvan 'n emosionele, kan ek dit 'n emosionele sirkus noem?
maak daarvan 'n show, maak daarvan om mense te beïndruk, om mense te kry om opgewonde te raak, om mense te kry om op stoele te dans, om dinge te doen en nou te oortuig van 'n sekere tipe leefstyl en as vreeslik opgewonde ten einde die geld uit hulle beursies het. Vir baie van die predikers, en ek oordeel nie vanmôre nie, hoor vir my baie mooi, vir baie predikers het dit 'n besigheid geraak. Het dit 'n bron van inkomste geraak. En daarom moet ek soos 'n besigheid moet ek planne maak om die mense te behou, om hulle geld te kry, moet ek dinge doen. Al is dit, moet ek so 'n bietjie die woord van die Here verdraai, al moet ek so 'n bietjie loop, al moet ek so 'n bietjie vlees en wêreld inbring, net om die mense tog te entertain, om hulle te behou, want ek verkondig mos daarom die evangelie. Jesus het self gesê, iemand wat 'n verdraaide evangelie verkondig, het probleme. Dit is nie vanmôre my werk om predikers uit te lig nie, en predikers, hulle weet wie hulle is. En ek weet nie of hulle weet wat hulle loon gaan wees. Deur die regte versies te doen, deur musiek te speel wat mense opsweep, deur omstandighede te skep waar mense voel, ek moet, as ek 'n liefde het vir die Here, hoef God my nie te entertain nie. Maar as sy gees opdaag, dan entertain hy my. As die ware gees van God opdaag. Nie 'n mensgeskepte atmosfeer en dan vir jou te sê, o, dis die Heilige Gees nie. Jy sê, die Heilige Gees werk nie op die vlees nie. Hy werk deel met die vlees. Hy reageer nie op die vlees se begeertes en behoeftes. Dit is God se Gees. Daarom is dit belangrik dat ons 'n verhouding met Jesus Christus sal hê, dat ons 'n liefde en 'n honger sal hê vir die Here. Dit beteken dat ons nie noodwendig altyd gaan geëntertain word. Dit gaan nie altyd lekker wees. Ons gaan met sekere dinge verbeur, ons gaan sekere dinge maar moet vermy, ons gaan sekere dinge moet uitmis op. Ongelukkig. Maar die prys wat ons eendag sal kry, wanneer Jesus ons kom haal, wanneer ons saam met hom gaan sit in heilige plekke, wanneer ons dit deel met hom gaan soveel groter wees, gaan dit soveel die moeite werd maak. Jy sien, ons weet nie presies wat dit behels nie. Ons weet ook nie wanneer Jesus kom nie, want dan sal dit baie maklik wees om gou, as ons weet, hy kom Woensdag, dan kan ons gou die volgende 2-3 dae gou 'n paar dinge doen om ons lewe reg te kry. Ons gaan sommer hier bly in die kerk, ons gaan nie eens huis toe vandag nie, want Jesus kom Woensdag. Hy moet sommer in die kerk kom kry. Nee, hy gaan jou kom haal daar waar jy werk. Hy gaan kom wanneer jy besig is met iets wat hom nie behaag nie. Want hy wil seker maak dat hy die regverdiges kom haal. En die klein sondetjies en die noodleentjies gaan nie tel nie. Dit gaan nie 'n faktor wees. William was onderdruis, hy was mislei deur sy vlees, deur die begeerte na vergoeding. En God het dit geweet. En daarom het God 'n engel gestuur wat hom sou gedood het. Maar God het nog voorsien dat in Eselin verhoed dat hy gaan doen wat hy moet doen. Of wou nie. Mag die Here vanmôre ons oë open. Ons nie besig is om te beklei en kwaad te raak vir mense, vir dinge wat ons lewe probeer beïnvloed sodat ons gaan doen wat die wil van God is. Dat ons nie vanmôre soos 'n Biliam sal in opstand kom en beklei en skop en slaan en sê, maar ek wil in 'n rigting gaan, wat is jou probleem? Jy is nie die een om vir my te kom sê nie. Ek het mos my eie mens, ek laat my nie sê nie. Ek doen soos ek wil, dis my reg. Dit is so reg, jy is heeltemal reg. Maar dit beteken nie, jy is reg. Almal is besig ingestel op die humanistiese deel van die lewe, die eie ek, die persoon wat verheerlik moet word, my vlees wat erkenning moet kry, my vlees wat bedien moet word. My begeertes, my wense, my standaarde,
my voorwaardes, my, me, my en I. Dis waaroor die liewe deze gaan. Dit gaan nie meer oor God. God en ek. Dis ek en ek. En wat sal God vir my doen? Ek sal die Here dien, maar wat kry ek uit? Jy sien, as jy op Sondagmôre in die kerk was, word jy nie maandag met 'n vet bankrekening gedes nie. Daar staan nie 'n nuwe bakkie voor jou deur nie. Jy word nie vrygespreek van siektes nie, teleurstellings nie, probleme met jou baas, uitdagings. Nee. Inteendeel, dit voel baie keer of dit meer word. Want die vyand en die wêreld daar buite saam met die duiwel is nie gelukkig dat mense die Here dien. Hy probeer alles sy vermoë om te kom steel, slag en verwoes, want dis wat Johannes 10:10 vir ons sê. Hy wil nie hê ons moet die dinge glo nie, en hy gebruik allerlei sintuiglike, emosionele en vleeslike dinge om ons te oortuig van dit wat verkeerd is. Dat ons dit moet aanhang en nie moet God se woord nie. Hy wil van ons Biliams maak. Hy gee nie om as ons sterf. Hy gee nie om. Hy is kwaad vir God. En hy gebruik ons om God te probeer oorkom. Maar God laat hom deur niemand en deur niks van stryd bring. God laat hom nie deur ons teenstand of moedswilligheid van stryd bring. As God 'n plan het, as ons gaan kyk na die Bybel, as God 'n plan het, dan laat hy nie toe dat enige iemand of enige iets in sy pad kom. Hy sal dit self die negatiewe gebruik om sy koninkryk te vier, as dit nodig is. Ons Vader, ons kom die môre en ons vra en ons sê baie dankie Here, ons nie soos 'n Biliam sal toegee aan die vlees en die materiële nie, Here, maar dat ons nie sal dinge vergoeilik nie, maar dat ons sal gehoorsaam wees en dat wanneer daar 'n eseling of iets in ons lewe is wat ons weerhou, wat ons baie keer opstandig maak, hoekom kry ons nie ons sin nie, of hoekom gebeur dinge nie, soos wat ons dit beplan het nie, Here, dan ons sal na U toe kom, Here, dat ons vir U sal vra, Here, wat is U wil? Wat is U wil, Here, dat ons 'n sensitiewe oor sal ontwikkel vir die invluistering van U woord en U Heilige Gees in ons lewe. En waar ons baie keer kom voor uitdagings, voor dinge wat ons gehoop het anders sou werk, anders sou uitwerk, Here, en wat is baie keer teleurgestel staan, en die hoekoms en die waaroms nie altyd verstaan, Here. Waar ons magteloos raak en magteloos voel om dinge te doen, selfs vir U, Here. As die tye wat ons wil graag voor U kom, by U voete kom sit, en voor U nederig raak. Ek bid vanmôre, Here, dat die vrees vir U, die respek, die agting vir U in mense se lewens sal teruggee, Here. Want baie mense het die vrees vir die Here verloor. Daarom, Here, is dit belangrik dat ons onsself so sal handhaaf, dat ons U woord sal nastreef en uitleef, Here, sodat ons ander mense sal bemoedig in hierdie tye. Dat ons ander mense sal inspireer. Nie net die jonger geslag, maar self groter mense, ouer mense, Here, wat verkoel het. Wat het nie meer nodig ag om die volle te dien. Ons dankie vir die wonderlike voorreg, Here, om U in vryheid te kan dien. Om te weet dat U vir ons beskikbaar is, wanneer ons in verhouding leef, dat wanneer ons U gebooie nakom, wanneer ons in gehoorsaamheid leef, Here. En hoef ons nie met allerlei offers en dade en dinge te kom, om U te beïndruk, of om U genade te verdien. Ons dankie daarvoor in Jesus Christus naam.